Voorsitter, van al die diere op aarde is seuns die wildste. So sê oupa na die dag, terwyl hy my broers in die swembad dophou. Die tweeetjies was in 'n dodelike swaardgeveg, besig om hulle koninkryke te verdedig. Selfs ek het later geglo dat daai kaal hande vlamskerp wapens is. Dames en here, oupa was 'n bietjie minder beïndruk toe hy besef die swembad is amper leeg en 'n paar nuwe riviere vloei nou deur sy tuin. Maar verbaas was hy glad nie. Oupa het dit al voorheen gesien. Vandag gaan ek vir julle bewys dat seuns skryf hulle eie sprokies. Eerstens het elke goeie storie 'n held nodig. In ons huis tel net rappiehelde as regtes. Mamma is vol hoop dat die boetas nog eendag sal verander. Mamma is 'n goeie kerkmens, dis al wat ek kan sê. Dr. James Dobson verstaan seuns en in sy boek Ons seuns groot te maak, skryf hy dat elke seun goeie rolmodelle nodig het. Mense wil na hulle opkyk en bewonder. Ons huis voel soms soos die stommers se hoofkantoor en dis die rede hoekom ons daar met Siya Kolisi in ons vistank sit. Daar's altyd 'n stukkie rappie op die TV of in die tuin. Rappie sprokies met dapper helde laat regte stories maar vol lyk. Die beste sprokies het hoope aksie. Van prinse wat paras doen tot houtkappers wat volle rondjag. Iemand is altyd besig om te beklei of te vlug of slim plannetjies te beraam. In die Rooi Rose van 29 Augustus 2023 in die artikel Seuns is meer aktief as meisies, skryf 'n prof Albert Flynn dat seuns selfs voor hulle gebore word meer woelig is. Die prof het vir jare kinders bestudeer by kleuterskole. Volgens hom kan seuns vir so wat 16 minute stil sit en dan raak hulle onrustig. Ek wil nou nie negatief wees nie, maar selfs 10 minute is vir sommige seuns 'n ewigheid. Hans Christian Andersen se sprokies is hondbak as mens die aksiestories lees wanneer seuns uitkom. Laastens sorg die meeste sprokies vir 'n paar verrassings. Daar is 'n paar dinge in die lewe waarvan seuns beskuldig kan word, maar vervelig is hulle nie. In die ligtydskrif van 26 Mei 2023 skryf Dr. Simone Gach van Mosselbaai, jy mag soms rotine breek. Die dokter skryf dat sy na haar 2 seuns se geboorte bietjie anders oor rotine gedink het. Sy het vinnig agtergekom, hulle haat voorspelbaarheid. Pappa het verlede jaar rappiekaartjies as 'n verrassing gekoop. Ek dink hy wou agterna sy hare uit sy kop uittrek. Vir 'n hele week kon die rappie aanhangers in ons huis nie slaap nie. Seuns kry nie net verrassings nie, hulle deel dit ook graag uit. Mamma roer nie eens meer 'n wenkbrauw in huiswerk wat nie gedoen is, al die ontbyttafel nie. Dis maar haar lewe, verrassings op verrassings. Die storielyne verander elke dag. Dames en here, seuns skryf hulle eie sprokies en daarin wemel dit van helde. En dis geen tekort aan aksie nie. En maak vas die veiligheidsgordel van 'n verrassing om elke hoek en draai. Van al die diere is seuns die wildste en ons sal dit nie eens 'n bietjie wil verander nie, want dit is magic!